Welkom by Kreatiewe Kreature, 'n sak vol stories se mini-reeks oor gediertes en gedoentes uit die mitologie en legendes. Sommige is grillerig, sommige is vreemd. Party is bietjie simpel en ander is dalk snaaks. Maar iets wat hulle in gemeen het, is dat hulle baie interessant is. Hier gaan ons met vandag se kreatiewe kreatuur. Stel jou voor, jy is in 'n wêreld van eindelose wit. Die wind waai en jy kan skaars jou hand voor jou oë sien. Sneeu op die grond, spierwit sneeu wat val en wit sneeuwwolke wat laag hang, hier hoog bo in die berge wat amper aan die hemel raak. Die wind huil soos 'n hongerwolf en deur die wit sien jy 'n beweging. 'n Skaduwee wat jou laat dink daar moet iets wees. Ja, daar is. Dit is 'n reuse gestalte wat amper die vorm van 'n mens het, maar baie groter. Sy pels is dik en wit, wat hom byna onsigbaar maak teen die ysige berghange. Dit stamp met 2 sterk bene so dik soos boomstompe en laat voetspore agter wat groter is as enige mensin of selfs 'n beersin. Die lug is so koud dat dit steek en die enigste geluide is die fluitende wind en die geknars van sy massiewe voete in die sneeu. Dit gaan staan stil. Sy donker oë kyk uit oor die bevrore landskap. Miskien hou dit 'n klein groepie klimmers ver onder dop. 'n Diep, dreunende geluid, soos verre donderweer, ontsnap uit sy keel en ekho deur die stille, ijskoue lug. Soek dit iets, of kyk dit net rond en maak seker dit is veilig, terwyl dit sy eensame reis oor die dak van die wêreld voortsit. Kan jy raai wat dit is? Dit is 'n Yeti. Die Yeti is 'n legendariese wese uit die Himalaya-gebergte, 'n baie hoë en sneeubedekte reeks in Asië. Dit word dikwels beskryf as 'n groot aapagtige wese, bedek met lang, dik, wit pels. Sommige stories sê sy pels is wit of grys, wat help om dit in die sneeu te laat wegsmelt. Mense noem dit dikwels die afskuwelike sneeuman. Die Yeti is bekend daarvoor dat dit baie sterk is en in uiterste koue kan oorleef, wat dit nogal 'n besonder geharde wese maak. As iets gehard is, beteken dit is taai en dit kan vinnig herstel na moeilike omstandighede, baie soos 'n onkruid, 'n regte ou kan nie dood. Waar kom die Yeti-verhale dan nou vandaan? Stories van groot, harige, mensagtige wesens wat in die sneeuberge leef, word al honderde jare lank deur die plaaslike mense in die Himalajas vertel. Hierdie verhale is dikwels van geslag tot geslag oorgedra en oorvertel en het lesse geleer en gewaarsku teen die gevare van lewe in die hoë, afgesonderde berge. In die vroeë 1900s het ontdekkingsreisigers uit ander lande van die wêreld hierdie verhale begin hoor. Toe hulle self die berge invaar en gaan verken, het sommige berig dat hulle vreemde voetspore gesien het of vinnige blik gekry het van 'n groot onbekende wese wat in die mis beweeg het. Dit het die stories wêreldwyd beroemd gemaak en die plaaslike legende in 'n wêreldwye raaisel verander. Die naam afskuwelike sneeuman wat westerse ontdekkingsreisiger die gedierte gegee het natuurlik bygedra tot sy geheimsinnige en skrikwekkende beeld.
Baie wetenskaplike ekspedisies het al probeer om bewyse van die Yeti te vind, maar tot dusver is geen duidelike bewys gevind nie. Dit maak van die Yeti 'n ware raaisel. Iets wat moeilik of dalk onmoontlik is om te verstaan of te verklaar. Party mense dink die Yeti is dalk familie van die Sasquatch of Bigfoot, 'n legendariese, harige, mensagtige gedierte in die woude van Amerika. Al is daar nie een spesifieke Yeti verhaal nie, fokus baie vertellings op ontmoetings met die Yeti hoog in die berge. Stel jou 'n klein groepie dapper klimmers voor wat hoog in die Himalajas deur 'n sneeustorm trek. Hulle is moeg en koud en die sneeu val dig en is moeilik om mekaar te sien. Skielik ontdek hulle enorme voetspore in die vars sneeu. Hulle besef, hulle is nie alleen nie. Dan hoor hulle hoe 'n diep brul agter hulle weer galm. Kan nog 'n lekker storie wees, né? Wat sou jy sê eet die Yeti? Aangesien die Yeti in sulke koue, hoë plekke leef, is kos seker redelik skaars. Dit sou waarskynlik plante eet wat in die berge kan oorleef, soos mos of taai grasse. Dalk jag dit ook bergdiere soos wilde bokke of jakke wat in die rotsagtige terrein leef. Miskien is dit 'n omnivoor, wat beteken dit eet beide plante en vleis om genoeg energie te kry om in die moeilike omgewing te oorleef. Ding is, niemand het nog ooit een raak geloop en hom gevra waarvan hy hou om te eet nie. Die Yeti is 'n prettige karakter in 'n paar kinderboeke, byvoorbeeld The Yeti Files deur Kevin Sherry. Dit vertel snaakse stories oor 'n Yeti en sy monstervriende wat saam op avonture gaan. Jy kry ook vriendelike Yetis in boeke soos Dear Yeti deur James Kwan, of in baie geanimeerde rolprente wat sneeuavonture bevat. En daar is natuurlik 'n Yeti in die boek Tintin in Tibet. Tintin is natuurlik kuifie in Afrikaans. En hoe gemaak as jy jouself ooit teen 'n Yeti moet beskerm? Wel, aangesien jy om 10:01 in die sneeu sal raakloop, sou die beste raad wees om seker te maak jy het 'n goeie paar tekkies aan, want jy sal moet hardloop. Dit was dan vandag se kreatiewe kreatuur, die Yeti. Tot die volgende aflewering van Kreatiewe Kreature, lekker luister, lekker lees en lekker leer.